'n nuwe siekte het onlangs sy kop uitgesteek. Nou onlangs is wel in 2024, maar as ons dink aan siektes wat ons mieliebedryf raak, is 2024 maar onlangs. En dit is die gasverwelk en blaarskroei siekte. Ek gesels vandag met Dr. Rikus Klopper, hy is 'n gewas siekte spesialis. Rikus, ja, hierdie nuwe siekte gasverwelk en blaarskroei, vertel ons meer? So gas is 'n bietjie uniek as die siektes waaraan ons gewoond was tot nou toe, want dit is eintlik dis 'n bakteriese siekte om mee te begin. En ek dink tot op hede die meeste van die siektes wat ons ken op mielies en wat ons beheer en bestuur wat groot impak gemaak het, was almal swamsiektes. En so dit maak sy beheer 'n bietjie anders. En ek dink ons kan net 'n bietjie gesels oor die beheer en die bestuur en hoe dit gaan raak. Maar dit is die groot ding. En ek dink dit is 'n bietjie paniek geskep aanvanklik. So ek sê die siekte is in 24 vir die eerste keer amptelik aangemeld in Suid-Afrika. Maar daar was vermoedens dat dit reeds 'n bietjie vroeër alreeds by ons was. Jy weet, 'n siekte begin nie net en skielik ontplof hy so vinnig nie. So hy moes hier gewees het vir 'n rukkie en hy het hom stadig opgebou en tot op die vlakke wat ons hom nou begin herken het in die veld. En die enigste plek waar die siekte tot dusver toe voorgekom het was in die VSA. So hy was oor die hele wêreld se verspreiding was dit net in die VSA en dan het hy so oor die mieliegordel daar versprei oor jare en dan ook so 'n bietjie in westelike Kanada in. So, maar dis nie 'n nuwe siekte in mielies nie. Daar was sulke gerugte selfs aan die begin is nou hierdie nuut geskepte organisme, jy weet, en allerlei gerugte. Maar is 'n baie ou bekende bakterie eintlik in die mieliebedryf. So hy sal van 69 af in Amerika 'n mieliesiekte. So dis niks niets nie. En ons het selfs van die subspesies van dieselfde bakterie Clavibacter, hierdie is Clavibacter nebraskensis wat op mielies voorkom. Maar daar is byvoorbeeld Clavibacter michiganensis wat op tomaties al voorkom vir 'n baie lang ruk in Suid-Afrika wat 'n tomatieverwelksiekte veroorsaak. So dis nie 'n nuwe siekte nie, maar ja, hy het nou sy pad hiernatoe gevind uit die VSA uit een of ander tyd. En hoe jy weet, ons kan verlang daaroor bespiegel of dit in saad was, want ons weet dit is 'n saadgedraagde siekte, maar die saadoordraagbaarheid is eintlik baie laag. Of het dit ingekom met tweedehandse implemente? Jy weet, dit is ook 'n moontlikheid. So, maar ja, soos ek sê, jy weet, op hierdie stadium die siekte is hier en ons kan vir ewig nou terugkyk, maar vir ons is dit belangrik om nou vorentoe te kyk en sê hoe en wat gaan ons nou daaromtrent doen. Nou enige siekte het gewoonlik 'n groot impak, maar wat is die impak van hierdie siekte op die mieliebedryf? Tweerlei weer eens. So die een is die direkte impak in terme van opbrengsverlies. So goed, dit is wat 'n boer regtig beleef. Hierdie mielies word siek en daar's 'n opbrengsverlies. En omdat dit 'n tipe blaarsiekte is, jy weet, verloor die fotosinterende area en jou koppe is kleiner en die oes is net swakker. Jy weet, jy het 'n laer gewig. Dit is fisies waarop dit voorkom. En afhangend van watter stadium die siekte gaan inkom, want ook as jy kyk na die simptome of die siekteontwikkeling, hy begin of vroeg en dan kry jy 'n sistemiese infeksie. As jy op plantjie op 'n baie vroeë stadium geïnfekteer word en die bakterie beweeg deur die phloem of die xylium van die plant, dan is die skade baie ernstig. En dan praat hulle van tot 'n 50% oesverlies wat jy kan kry. Maar dit is regtig onder baie drastiese toestande. Soos ek sê, vroeë infeksie en uiters ideale toestande. Ek vermoed die impak op opbrengs gaan nie heeltemal daai 50% altyd hier behaal nie. Onder sekere omstandighede. Dit gaan afhang van die omstandighede. Waar was hy vir die eerste keer gesien? Dit lyk vir ons tog of hy hoofsaaklik hier die noordweste was, hier rondom Vogtville, Carletonville, om Potchefstroom, snaaks in daai area. En ek dink wat dit was, maar was seker waarskynlik die baie warm toestande en hoë humiditeit, so onder besproeiing. Jy weet, is dit veral daar waargeneem, ja. En soos ek sê, jy weet, die tweede impak van die siekte is eintlik is die fitosanitêre impak. Want ons het ook gesien, net nadat die siekte aangemeld is en die offisiële prosesse nou gevolg was, wat 'n goeie rede plaasgevind het, onmiddellik nadat die internasionale konvensie vir plantbeskerming dit aangekondig het, dat dit nou in Suid-Afrika is, het Botswana en Namibië hulle grense gesluit vir graan en saaduitvoer. Nou goed, hulle het 'n bietjie omgedraai weer in terme van graan, wat natuurlik goed is vir die produsente, maar ja, dit is hoe groot die impak is van so 'n siekte
jou bure raak verskriklik senuweeagtig as dit inkom. Selfs verder met ons oor die siekte simptome? Ja, dit is soos ek sê, daar's tweeërlei simptome. Die een is as hy vroeg inkom, dan verwelk die plant fisies. So hy verwelk en die plant sal eintlik heeltemal doodgaan. En ook as jy dan die stam oopsny, dan sien jy so breinverkleuring binne in die stam, soos ek sê, want dit is 'n bakterie, hy beweeg basies deur die vaatweefsel van die plant. Die meer kenmerkende simptoom is eintlik die blaarsimptoom, en dit is groot wit letsels wat vorm op die blare. En hy word baie maklik verwar met 'n droogtestremming. Ek wou vir jou vra, kan 'n mens hom verwar met iets anders? Ja. En ek vermoed selfs dit was die rede hoekom ons dit tot nou toe grootliks gemis het, want ek dink ons het eintlik gedink dit is maar net 'n sonbrand of 'n hittestremmingsskade. En dan ook noordelike blaarskroei, wat 'n baie ou bekende siekte, swamsiektes. So sy letsel lyk baie dieselfde. Die verskil is GOS, op die rande van sy wit letsel kan jy so waterige aktiewe groei sien van die bakterie amper, en binne in dit vorm maar seker swart kolletjies, seker sproete. Die naam in Amerika is ook freckles vir die siekte. So die swart kolletjies op die kante van die letsel is nogal kenmerkend. En ja, soos ek sê, dit kan afhangende van die toestand kan dit regtig soos 'n skroei deur die hele plant gaan en op 'n stadium die hele plant doodmaak. Ja. So het 'n ene GOS hierdie siekte ontdek. Waar kom die naam? Ja, dit was in Nebraska ontdek en daar was 'n professor by die Universiteit van Nebraska, professor R.W. GOS, en dit is eintlik na hom vernoem daar, sy bydra aan plantsiektes. Ja. Watter toestande bevorder die siekte? Ja, so iets wat baie belangrik is in hierdie siekte, hy's geweldig afhanklik van die toestande. En die een groot ding wat hom laat begin is iets soos halsskade. Omdat dit 'n bakterie is wat 'n wond soek om te infekteer. So die plant moet seer kry om een of ander manier voor hy kan ingaan. So hy oorleef in die reste van die mieliereste, maar as jy dan 'n hal kry of selfs windskade, jy weet, wind- en sandskade, dan kan die bakterie die plant infekteer. En dan onder hoë temperature en hoë humiditeit sal hy natuurlik floreer en vinnig gaan. Ons praat van temperature 27 na 30 grade toe, jy weet, dis ideaal. As jy nou begin hier by 15 grade of so kry, dan begin die siekte baie afneem. So ek vermoed, selfs nou aan die einde van die seisoen, gaan ons as dit nou sou inkom, sal die impak baie klein wees. Ja. So wat nou? Wat moet boere doen? Hoe spreek julle die probleem aan? Wat gebeur daar buite? Ek dink die eerste ding wat ek eintlik nou kan gee die raad vir mense is eintlik net om nie paniek bevange te wees oor die siekte nie. Ek is regtig, ek voel baie sterk daaroor dat dit sal verdwyn in die magdom van ander siektes wat daar is as net nog 'n siekte. En dit is 'n bestuurbare siekte. So 'n boer kan spesifiek eintlik nie nou veel doen behalwe wat hy eintlik reeds doen nie. En die groot ding wat hom anders maak, soos ek sê, as die ander siektes in terme van bestuur, jy kan hom nie spuit vinnig met 'n chemie nie. Daar's nie 'n produk geregistreer wat sê, hier sien ek die simptome en ek spuit dit en dis weg nie. Dit is nie, want jy kan in eerstens nie 'n bakteriese siekte met 'n swamdoder bespuit nie, dit werk nie. So ek is oortuig daarvan, vind nou baie ontwikkeling plaas om te kyk na moontlike produkte wat miskien 'n ander meganisme van werking het vir bakterieë. Maar op hierdie stadium is dit nie 'n opsie nie. Die belangrikste een gaan eintlik kom in terme van weerstand. Ek sou sê dit gaan die groot deel wees in kultivars wat bestandheid het teen die siekte. Maar ek praat so 'n bietjie van 'n 5-punt plan omtrent in terme van vorentoe gaan. En vir my die eerste ene is, as jy nou die siekte op jou plaas kry, meld dit aan, bevestig dit. Jy laat jy weet waarmee jy werk. Ek sê altyd, as jy jou vyand ken, dan kan jy hom bestuur. Baie gewas adviseer of so iemand, ja. So gaan na jou landboukundige, gaan na jou verkoopsverteenwoordiger, gaan na 'n laboratorium, 'n universiteit of wat ook al toe en laat hulle dit vir jou bevestig. Want ons het agtergekom, daar was so 'n bietjie van 'n stigma aan die begin. As ek die siekte het, niemand moet tog net weet dis op my plaas nie, dis amper soos COVID, jy weet. Of soos back and close, ja. Ja, presies dit. En ook met reg, want boere is bang hulle word onder kwarantyne gesit. Nou sit hy met hierdie graan op sy plaas, hy kan dit nie bemark nie, hy kan dit nie verkoop nie, gaan afgegradeer word, en dis nie die geval nie. Dit is baie pertinent gesê, die boere sal nie gekwarantyne word nie. So, en dit is amper, kan ek maar sê, die ligpunt van die siekte. Alhoewel jy miskien 'n opbrengsverlies kry, mag keer jou graan wat jy oes niks nie. Dis nie toksies nie vir mens of dier nie, so jy kan dit eet, jy kan dit verkoop teen 'n gewone prys. Dis net die oesverlies waarmee jy moet mee werk.
So meld dit aan. Bevestig waarmee jy werk. Jy hoef nie jou lande te vernietig. Niks sulke tipe goed nie. En dan natuurlik so ek sê, hy oorleef in die reste van die milies wat die vorige jaar siek was. So as jy weet jy het nou 'n land gehad wat baie besmet was met GOS, dan sou ek daai reste inploeg in die grond. Nou weer eens bietjie kontroversieel soms want jou geen bewerking boere wil dit nie graag doen nie. Maar weet onder sekere omstandighede soek jy bietjie sterk maatreëls. So as ek 'n erg besmette land is, ploeg dit in. Die bakterieë kan nie onder die grond lank oorleef nie. So op die oppervlakte miskien 10 maande op daai reste, maar as jy hom inwerk, dan breek hy omtrent dadelik af. Die bakterieë kan nie kompeteer met die ander mikroorganismes in die grond nie. So hy verdwyn baie vinnig. So dis een manier om dadelik die vlakke van die inoculum af te druk. En dan kan jy opvolg met 'n wisselbougewas. So as jy nou daai land gehad het, die siekte was daar en jy het dit nou ingeploeg, die volgende jaar dan plant jy sojas of sonneblom of grondbone. Want dit is net 'n mielie eintlik en 'n sorghum siekte hoofsaaklik. Daar's 'n paar ander grasgasere, maar ek sou sê jy weet sojabone, sonneblom is 'n baie goeie wisselbou. Dit kan nie GOS kry nie. So nou kan jy dink, nou is jy eintlik al so amper 3 seisoene verder omtrent. Nou as jy dan nou weer moet teruggaan en almal wil mielies plant, dan plant jy 'n kultivar wat meer bestand is. En op hierdie stadium is die inligting rondom bestande kultivars 'n bietjie skraps, omdat dit 'n nuwe siekte is en die maatskappye is nou besig om te evalueer rondom hulle kultivarreekse, wat is goed en wat is nie so goed nie. Maar die inligting sal nou sy pad vind. Jy weet, na hierdie seisoen glo ek, sal die maatskappy vir die ouens regtig kan raad gee en sê, as jy in 'n hoë risikogebied is, werk met daai kultivar. En as jy dan kyk na hierdie hele, dan is dit 'n bestuurspraktyk. Dis eintlik 'n plan. So ons gaan hierdie siekte afbestuur. Ons gaan hom nie beheer met een manier nie. Ek voel half beter oor die siekte nou dat ek met jou gepraat het. Ek bly ek's nie 'n boer nie, maar nietemin, ek dink as jy die groter prentjie verstaan, dan maak dinge soveel beter. Baie dankie, Rikus. Dis 'n groot plesier. Daar sy. Dit was Dr. Rikus Klopper. Hy's 'n gewassiekte spesialis. Hy het vandag met ons gesels oor 'n nuwe siekte wat vir die eerste keer in Suid-Afrika in 2024 ontdek is, naamlik die GOS-verwelk en blaarskroei siekte. Maar soos hy sê, die siekte is al lankal met ons in die wêreld. En hier gaan dit net oor goeie bestuur van nou af.